Ek hoor onlangs 'n eenvoudige storie wat ek nie ophou aan kan dink nie. Wat besig is om die diepste plekke van my lewe aan te raak en ek wil graag hierdie storie vir jou vertel. Ek hoor onlangs iemand gesels waar hy vertel hy sit by 'n restaurant en hy bestel kos en die kos wat hulle toe vir hom bring is nie die regte kos nie. Dis nie wat hy bestel het nie. En vir enige ander persoon dalk sal hulle net sê, hoorie, hierdie is nie die regte bestelling nie. Kan ons asseblief die regte kos kry, dit wat ek voor gaan betaal. Maar hy sê in sy lewe tot op daai punt kon hy net nog nooit die kos terugstuur nie. Dus hy het nie die vermoë nie. 'n Vrees oorweldig hom. En toe het hy dit begin rasionaliseer deur te sê, nee, ek is 'n kind van God. Die Here sorg vir my, ek's 'n kind van die koning en miskien is die kos net verkeerd omdat die persoon wat die kos gemaak het net 'n slegte dag het en nie geluister het nie of die kelner het nie geluister nie. Maar dis alles 'n leuen. Die waarheid is dat iewers het hy begin glo, hy mag nie kos terugstuur nie. Hy is nie werd om kos terug te stuur wanneer dit verkeerd is nie. En hy sê die vorige paar weke is dit asof hulle elke keer sy bestelling verkeerd kry. En tot op daai punt besef hy, hoorie, ek het nodig om te leer om kos terug te stuur. En hy probeer en dis asof hy's nog heeltyd normaal, maar nou dat hy hierdie vrees aanspreek, nou kry hy nie sy woorde uit nie en hy sê dit verkeerd en hy sê vir die kelner, hoor ek is jammer, ek weet dit is nie dalk jou skuld nie, maar weet jy, ja, hierdie is nie reg nie en kan ons dit terugstuur? Hy sê, het voel of iets uit hom uit wil uitklim en toe hy dit gesê het, toe sou 'n persoon langs hom wat aan sy hand vat en sê, daar het nou net iets groot in jou lewe gebeur. Ek wil vir jou sê, welkom by my happy place. As ek met die Here op 'n ander vlak wil connect en net bietjie wil deel met wat in my lewe aangaan, en in my kop en my gedagtes aangaan, dan kom ek na hierdie spasies toe. Hier is 'n heilige spasie. Ek laat jou toe in my happy place en waar ek met die Here die diepste goed uitsorteer en nou kan ek terwyl ek hier is nie ophou in hierdie storie dink nie, want weet jy, die waarheid is ek kan ook nie kos terugstuur nie. Wanneer dit met my gebeur, dan eet ek nou maar net die kos, want iewers het ek hierdie leuen opgetel dat ek is nie werd. Ek gaan net 'n scene maak en mense gaan net dink, ag, wie's jy nou om kos terug te stuur? En ek besef ek laat myself nie toe om sekere goed te beleef of te wees nie. Want miskien is jy soos ek, het jy jou hele lewe lank gehoor, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Jy mag nie sekere behoeftes hê nie. Jy het dit gehoor van die kansel af, jy het dit gehoor van die gemeenskap af, jy het dit gehoor ook van jou kultuur af. Jy het gehoor, jy mag sekere behoeftes nie hê nie, jy mag sekere gevoelens nie voel nie. Jy mag sekere goed nie dink nie. Jy moet minder wees, jy moet nederig wees. Jou lewe maak nie regtig saak nie. Jy moet nie te veel wees nie. Jy mag in sekere areas nie voel en wees nie. En so iewers het ons as mens dit opgetel en ons onderdruk heeltyd wie die Here ons geskep het om te wees. Ek weet ek praat met iemand vandag. Waar die Heilige Gees vir jou die afgelope tyd kom wys dat jy onderdruk die unieke mens wat jy is. Omdat jy 'n prentjie dalk van die Here het van as jy een voet verkeerd sit,
is hy teleurgesteld in jou, jy's agter, jy's besig om ongehoorsaam te wees, jy's buite sy wil en wee jou, jy kan nou maar verwag dat dit met jou gaan sleg gaan, want jy is 'n rebel en daar's fout met jou. Vandat ek die evangelie van genade begin reg verstaan het die Here vir my kom wys, hier is areas waar ek die plekke van die uniekheid van wie hy my geskep het, te onderdruk, want ek is nog heeltyd bang, ek gaan met 'n weerligstraal getref word, of my hemelse Vader gaan teleurgesteld wees in my. En as jy heeltyd in daai plek gefunksioneer het, vir jare en jare het jy gehoor, jy mag nie, dan raak jy apaties. Jy lewe nie voluit wie jy is nie. En dan begin jy 'n leuen glo wat sê, ek is nie werd. Ek is nie werd om 'n opinie te hê nie. Selfs goed soos, ek is nie werd om 'n mooi kar te ry nie. Ek is nie werd om kwaliteit klere te dra nie. Ek is nie werd om te rus nie. Lui mense rus. Ek mag nie rus nie. Ek mag nie begeer voel nie. Ek mag nie sekere gedagtes en emosies hê nie. Ek is nie werd om dit te hê nie. En die Heilige Gees begelei my nog die afgelope tyd en deur hierdie boodskap vertrou ek dat hy hierdie vrae in jou hart gaan kom oopmaak. Dat is daar plekke in jou lewe waar jy diep glo, jy's nie werd om sekere goed te beleef nie. Jy sien, ek dink ons is hierdie geleer baie keer deur kerk en deur mense wat probeer het om vir ons 'n raamwerk te gee om ons meer heilig te probeer kry. Maar hoe meer jy vir mense sê hulle mag nie, hoe meer onderdruk hulle wie hulle is. En die boodskap van genade kom sê, jy's vry. Jy's vry om te wees wie jy is. Jy's selfs vry om foute te maak. En ek dink die leuen wat ons glo, wat soveel predikers dalk geglo het, is dat ons kan nie vir mense sê hulle is vry nie. Want hulle gaan droog maak, hulle gaan sonde doen, hulle gaan in die syp gaan en buiteegtelike verhouding sê en hulle gaan hulle koppe verloor. En ek is meer en meer oortuig die afgelope tyd. Wat is die Heilige Gees jy wil kom vrymaak? En die resultaat is nie meer sonde nie, maar eintlik genesing. Jy sien, die probleem is nie, ek mag nie voel nie. Die probleem is, ek was nog nooit veilig genoeg om eerlik te voel nie. En as ek nie eerlik kan wees nie, kan ek nie myself 100% wees nie. Die Here het my nie net kom red om eendag hemel toe te gaan nie. Hy het my kom red van hierdie weergawe wat ek is, wat vrees my kom beheer het. Hy het my kom red van die vrees. En dis my hart vir jou, Kaleio, is dat jy gered sal word van die vrees. Die vrees wat jou kom onderdruk het. En so nou is ek op 'n missie. Die afgelope tyd in my lewe herinner ek myself in hierdie proses van herstel, ek mag sekere behoeftes wil hê. Ek mag 'n opinie hê. Ek mag die gebrande steak terugstuur. Ek mag 'n mooi kar wil ry. Ek mag my familie op vakansies vat, sodat ons gesonde gesindheid kan hê. Ek mag nou en dan net bietjie laf wees voor mense. Ek mag nou en dan net uit my maag uit lag, sonder om te voel, kyk, daar's die pastoor, hy geniet homself te veel.
En ek wonder of ek jou kan uitnooi vandag om jouself toe te laat om optimaal jy te wees. Ek wil vir jou die toestemming gee vandag om te sê, jy mag. Jy sien, ek het so diep waarheid geleer die afgelope tyd, en dit is dat die Here kan 'n skip wat beweeg, kan hy stuur, maar 'n skip wat stil staan, kan hy niks meer doen nie. En miskien is jy op 'n plek waar jy so vol vrees is, deur godsdiens, en dalk oor jare waar mense vir jou gesê het, jy moet perform en beter en presteer, jy mag nie rus nie, jy mag nie opinie hê nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die koninkryk, jou behoeftes maak nie saak nie, jy moet net een kant staan, maak plek vir die Here, kom jy hierdie pad uit, en in dit is 'n diep toksiese ongesondheid. Dit is nie die hart van die Vader nie. En ek gaan hierdie hardop sê, as jy deel van 'n gemeente is, nie Kaleio nie, waar hierdie narratief gedruk word, dan wil ek vir jou sê, jy is op 'n baie gevaarlike plek. En ek sê dit vir jou, omdat ek vir jou lief is, nie omdat ek arrogant is en 'n opinie het nie, dis net omdat ek deur daai performance uitbranding is, deur 6 aande 'n week by die kerk, en selgroepe, en kursusse, en koninkryk, en tot uitbranding gekom het. 'n jaar nie my voet in 'n kerk gesit het nie, amper die kerk begin haat het, omdat performance my so uitgebrand het, en besef jy, daar's 'n ander manier, daar's die genade manier. Ek wil jou voorstel aan genade. 'n Spasie waar jy nie hoef iets te probeer bewys wie jy is nie, maar 'n spasie waar jy net kan wees. So rustig hier by die water, saam met jou Vader. Jy hoef baie keer eers te praat nie. Jy kan dit sy liefde beleef. En dis my gebed vir jou, dat jy vandag 'n diep release sal beleef. Jy's goed genoeg. Jy's okay. Jy mag jy wees. Jy mag opinie hê. Jy mag die mens wees wie die Here jou geskaap het om te wees. Ek wil jou bedien. Here, kom breek die leuns af van elke persoon wat nou hierna luister. Here, kom wys vir hulle waar vrees hulle kom verlam het. Here, Psalm 23 sê, U laat ons rus, vat ons na waters waar rus is. Here, dankie dat U vandag kom in 'n diep geestelike rus in mense se lewens inbou. Mag hulle die intieme liefde van U hart, die ware liefde van, ek het nie nodig om te presteer nie, ek kan wees. Dankie Here vir vrymaking vandag. Mense weer ontdek wie hulle is en hulle self toelaat om die volle lewe, die oorvloedslewe te kan beleef. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Ek is so lief vir jou en ek kan nie wag om jou volgende week te sien nie.